Oh,
our hands together and declare that there is none besides Him. Come on, let's magnify His name. There is none like Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Ek wil my begroeting maak aan die Heilige Gees wat vanoggend so vaardig in ons midde is. Dan wil ek begroet ons Juffrou Margaret de Bruin. Kan ons net vir Juffrou Margie net so onder vanoggend? Amen. Ons juffrou, ons first lady, ek het vanoggend die voorreg gehad om met Pastor te praat en ek het Pastor se volle support vir hierdie diens en vir hierdie maand. So as ek Pastor se volle support het, Suster Patrice, as ek regtig waar aan niemand niks verskuldig, behalwe aan die Here nie. Regtig waar, en ek is vir die Here absoluut bly, juffrou, vir die vertroue wat u en Pastor en ons het as jong mense, om dan hierdie maandse dienste vir julle voor te sit. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. Kan die jong mense van die crusade staan, dan gee ons dit 'n hande klap vir juffrou en vir Pastor, wat vir ons vertrou vanoggend die dienste vir die maand voor te sit. Ons is vir die Here dankbaar, ons is vir die Here bly, om dan ook vanoggend, kan die ouderlinge, die diakens en die evangeliste en die diakens, kan hulle net staan? Amen. Hulle is op verlof. Kan ons net die manne van die Here van hierdie huis net 'n handeklap gee? Halleluja. Baie, baie dankie, dapper Helde, dat u hulle hierdie maand daar agter sit. En ons jong mense sit hier voor. So as volgende week aanbreek, moenie vir u 'n plek daar agter soek nie. U weet mos nou, kyk sommer nou al klaar waar jy sit, sodat jy nie volgende week hoef te verdwaal nie. Amen. So baie, baie dankie manne van die Here, ons waardeer dit. Ek wil die gemeente van die Here begroet, elke broer, elke suster, die sonnaskool wil ons begroet in die onfeilbare naam van die Here. Ek wil ook 'n voorreg om die worship team, wat vanoggend so wonderlik vir ons besing, wil ek begroet in daardie mooi naam van die Here. 'n Pastor het op 'n stadium, en ek dink hy noem dit altyd, Pastor sê dat as jy nie in die huis van die Here vrymoedig is nie, dan is jy definitief op 'n ander plek vrymoedig. Ons het vanoggend die voorreg gekry om te skeer in die huis van die Here. En is baie van julle wat eens hy geleentheid van gebruik gemaak het. Kry jy so nou op TikTok? Kry jy so vanmiddag op die strate? Dan skeer jy uit jou nate uit. Dan verwag jy, ons moet hy ding lyk. Ons sal dit nie lyk nie. Gaan dit nooit lyk nie. Sal dit net gelyk het as jy hier geskeer het. Jy kan maar lag zijn, ek sal nooit die ding lyk nie. Ons het geskeer in die huis van die Here. Ons het vryheid in die huis van die Here. Ons het liberty in die huis van die Here. Ons het alles in die huis van die Here. Ons kan onsself wees in die huis van die Here. Ek weet nie wat soek julle op ander plekke nie, maar die beste ding vir my is om in die huis van die Here te wees vanoggend. Halleluja, is die beste ding. Halleluja, dit voel vir my, ek het alles by mekaar. Dit voel vir my, nou kan 'n bende maar kom, jong. Dit voel vir my, nou kan die storm maar kom. But when life shakes, hallelujah, we stay rooted. Because Broer Wurzel het vanoggend gesê, dit is goed om rooted te bly, maar dit is 'n heel ander ding om rooted te wees. Jy moet seker wees, jy is op die regte plek, op die regte tyd. Ek wil elke jong mens wat vanoggend iets gesê het, hier in die teenwoordigheid van die Here, wil ek julle saluut, en ek wil vir julle vanoggend baie, baie dankie sê, vanaf die offerwoord, vanaf die openingsgebed, tot op die laaste ene wat getuig het, baie, baie dankie sê. Weet u, elke een wat iets gesê het, ek vat iets uit die gebrokenheid of die manier hoe hulle dit gesê het, whatever the case may be.
En ek wil vanoggend die statement maak, dat elkeen wat hier iets gesê het, het iets uit die woord van die Here uitgesê. En ek het dit gevat. Maak nie saak hoe skeef of hoe krom dit gekom het nie. Sien, ons wil hierdie goed, is ons so geneig om dit nie te aanvaar nie. Maar ons wil sekere goed aanvaar, wanneer ons hier gevloek word en geskel word, en sleg gesê word, dan is ons fyn daarmee. Maar solank as wat die Here hier iets sê en iets doen, dan wil ons dit nie aanvaar nie. Maar ons is vandag vir die Here dankbaar, ons is vir die Here bly, en vir elkeen wat iets hier gesê het. Diebaar is die tema van die boodskap is vanoggend, dit is net hulle wat geanker is, wat sal vrugte dra in 'n seisoen van droogte. Dit is net hulle wat geanker is, wat sal vrugte dra in 'n seisoen van droogte. In 'n seisoen van droogte. Ek gaan nie vanoggend preek nie, want hier het al klaar sterk goed uitgegaan. So ek wil vanoggend net hierdie paar goed noem in die teenwoordigheid van die Here. Die skriflesing is vanoggend in Jeremia 17 vanaf vers 7 tot 8. Jeremia 17 vanaf vers 7 tot 8 en dan die tweede gedeelte is uit Psalm 92 vers 13 tot 14. Jeremia 17 vers 7 tot 8 en dan die tweede gedeelte is Psalm 92 13 tot 14. Amen. As u dit het, kan u net die hand opsteek. Amen. Ek wil nie sonder u lees nie. Vir u wat sukkel, Jeremia is heel agter in die boek. U kan heel agter in die boek gaan, hy is daar, hy sal hom daar kry. Amen. Jeremia 17 vers 7 tot 8. Kom ons lees, as u dit het. Hy sê, kom ons lees vers 5, verskoon my, kom ons lees vers 5. So sê die Here, vervloek is die man, wat op die mens vertrou, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vers 6 sê, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Met ander woorde, die goeie het alreeds aangebreek, maar hy kan nie die goeie sien nie, want sy hart het van die Here af weggewyk. Daar is mense, voor ek verder lees, wat ver van die Here af is, wat vir ons as kinders van die Here wil sê, hoe ons die Here moet doen, en hoe ons gesindhede moet wees. Maar daai mense, naweek vir naweek, sit hulle by die drankbottels en by die smokkelhuise, en as hulle daar uit die diep uit wakker geskrik het, dan het hulle die fyn chick om vir ons te sê, jy wat 'n kind van die Here is, jou lewe is nie reg. Die skrif sê, jy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. Daar is een ding, Suster Olien, ek sal nooit vir my laat dictate deur iemand wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Ek sal dit nooit in my lewe doen nie. Jy ken nie my storie nie. Jy ken nie my diepte nie. Jy ken nie my opofferings nie. Jy ken nie my stryd as ek in my alleenheid is nie. Daarom sal ek dit nooit ter ewigheid doen. Dat iemand van my moet dictate hoe ek die Here moet dien, wat ek moet doen, met wie ek moet loop, met wie ek moet beweeg en wie ek moet wees nie. Ek gaan dit nooit reg kry nie. Die skrif sê, hy sal nie sien as die goeie kom nie. Maar dorplekke in woestyne sal so 'n persoon bewoon. 'n brakkerige en onbewoonde land. Vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is.
Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte. Hy hou nie op om vrugte. Ek praat nie van 'n goeie seisoen nie, ek praat van 'n seisoen van droogte. Sal so 'n persoon nie ophou om vrugte te dra nie. Ek wil net 'n kort inleiding gee oor die gedagte wat ek lees. Daar is 'n profeet met die naam van Jeremia. Die Bybel sê dat hierdie profeet moes profeteer onderwyl, glory to God, die volk van Juda. Die Bybel sê hulle het vir hulle afgode, glory to God, gemaak met mense hande om te aanbid. Die Bybel sê hierdie volk het ook in die moeilikste tye van hulle se lewe het hulle vir hulle rolmodelle gekies en rolmodelle bymekaar gemaak. En die Bybel sê hulle het hulle vertroue in hierdie rolmodelle gestel. Met ander woorde, hulle het met hulle probleme nie na die Here toe gegaan nie, maar hulle het na hierdie menslike rolmodelle gegaan met hulle se probleme. Die skrif sê in hierdie tyd het daar baie misgeboortes plaasgevind. Die skrif sê in hierdie tye het daar klomp verderflike dinge gebeur, glory to God, want hierdie volk se harte was nie by God nie. Hierdie volk het moeilike tye deurgemaak, maar hierdie volk was te trots om die Here van die leerskare te raadpleeg. Maar die Bybel sê dat die Here van die leerskare is so genadig dat God 'n profeet met die naam van Jeremia oprig om te profeteer nie net oor dit wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar ook om te profeteer en vir hulle te sê, kykie, as julle wegdraai van al hierdie rolmodelle af, dan sal julle wees soos bome wat geplant is by waterstrome. Sien u, die profeet het nie net slegte nuus gebring nie, maar die profeet het ook goeie nuus gebring. Die profeet het nie konstant net die volk se verkeerd in hulle se gesigte gegooi nie, maar die Here moes hierdie profeet oprig as gevolg van die feit dat hy het 'n genadesverbond met hierdie volk gesluit. Daarom moes die profeet kom en vir hierdie volk sê, draai om. Stel julle vertroue in die Here. Hy sê, geseënd is die man wat sy vertroue in die Here sê, maar hy sê ook vervloek is die een wat sy vertroue op 'n mens stel. Want so 'n persoon sal wees soos 'n kaalbos in die wildernis. Ek lees vir u Psalm 92 vers 13, hy sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Ek wil net 'n paar goed noem vanoggend. 'n goed versorgde boom se sterkte word nie bepaal deur die groenerigheid en die mooiheid van sy blare nie. 'n goed versorgde boom se sterkte kan nie bepaal word deur die groenerigheid van sy blare of die mooiheid van sy blare nie. Die sterkte van 'n boom word bepaal deur sy toestand in 'n seisoen van droogte. Die sterkte van 'n boom word bepaal deur sy toestand in 'n seisoen van droogte.
Ek en u het die geneigtheid om te draai en te gaan lê as die wind op sy ergste is. Ek en u het die geneigtheid om klaagliedere te sing as dinge nie vir ons lekker is nie. Ek en u het die geneigtheid om ons koppe toe te maak as die bankbalans net 2 syfers het. Ek en u het die geneigtheid, glory to God, om te gaan sit as die stryd op sy hewigste is. Maar 'n goed versorgde boom. Ek en u is goed versorgde bome. Hoekom is ons goed versorgde bome? Ons sit Sondag vir Sondag onder die woord van die Here. Ons sit Sondag vir Sondag onder sterk gebede. Ons sit Sondag vir Sondag onder sterk bemoedigings. Daarom is ons goed versorgde bome. Maar dit is ons wat goed versorg is, wat die geneigtheid het om te gaan sit as Juffrou de Bruin verby my gery het, nie gegroet het nie. Die goed versorgde bome. Sy sterkte word nie bepaal as niemand hom groet nie. Goed versorgde boom se sterkte word nie bepaal as hulle jou te nakom met woorde nie. 'n goed versorgde boom se wortel strek tot baie diep in die grond. Halleluja. Die sterkte van 'n boom word bepaal hoe diep sy wortels gegrond is. Want as die droë seisoen aanbreek, dan het die goed versorgde boom die vermoë om sy wortels na die spruit uit te steek, sodat die wortels die reuk van die water kry, sodat die boom gesustain word in 'n droë seisoen. Al sal die blare verwelk, Suster Wina Solomons, maar die diepte van die boom of van die wortel sal bepaal dat die boom weer sal bot. Al sal die die blare van die boom afval deur die wind, dit is die wortels se diepte wat sal bepaal dat hierdie boom na die droë seisoen weer sal bot. Weer sal bot. Kyk jy, hulle kan jou plat slaan, maar maak net seker as die geveg verby is, dat jy weer regop kom. Om te sê, ek sal dit maar nog weer 'n rond te gee. Halleluja, want 'n goed versorgde boom se wortels stel hom in staat om weer regop te kom. Halleluja. Dis die diep gegronde wortels wat 'n boom in 'n seisoen van droogte sal laat vrugte dra. Palmbome se groei is baie stadig, maar 'n palmboom se groei is sterk. Palmbome groei nie soos ander bome nie, maar 'n palmboom groei sterk. Palmbome is afhanklik van sterk winde, omdat die wind die enigste manier is hoe hy ontslaa raak van die ou blare. Die nuwe blare kan net groei sodra die ou blare afgewaai word. 'n Palmboom, hy soek die wind, want hy moet ontslaa raak van dit wat die groei belemmer. Palmboom, ek skyp in die wind nie. Hy bid die wind weg nie. Maar as die wind kom,
Dan sê die palmboom wortels, gaan dieper in. Want ek is besig om ontslae te raak van die ou dinge. Weet u, hoekom het daar nog niks besonders met u gebeur nie? Want u hou nog vas aan die ou blare. Maar ek kom om te sê, as die wind van die Here waai, maak net seker dat jou wortels gegrond is, sodat die wind, dit wat nie daar behoort nie, moet wegwaai. Halleluja. Halleluja. Kan ek hierdie ding sê? Ons moet oppas vir 'n boom wat hoog groei met vlak wortels. Ons moet versigtig wees die jaak vir bome wat hoog groei, maar wat se wortels oppervlakkig is. Daai boom val môre. Daai boom val sonder wind, want sy wortels is oppervlakkig. Moenie hoogtes sonder diepte najag nie. Moenie hoogte, hoor my mooi, moenie hoogte sonder diepte najag nie. Jy kan hoog wees, maar maak net seker dat jou wortels diep gegrond is. So as die wind kom en jy kry eerste die wind, moet jy nie môre getuig en te sê die hoë bome kry die meeste wind. Jy moet seker maak dat jy diep is. Diep is. Ons getuig lekker van die hoë bome, dan sê Here, laat hy maar sê, maar laat hy net sy wortels diep is. Want as die wind verby is, moet ons nie môre die boom loop soek by die spottie. Ons wil jou nog steeds kry as die wind verby is. Moenie hoogte soek sonder diepte nie. Sonder diepte nie. Hoe maak ons die wortels, hierdie geestelike wortels van ons lewens, hoe water ons dit? Ons water dit met 3 dinge. Eerstens, ons water dit met die woord van die Here. Daarom sê die Here vir Joshua, toe Joshua sê, Here, hierdie opdrag wat U my gee is te swaar. Toe sê die Here, Joshua, jy moet net seker maak dat hierdie wetboek wat die woord is, nooit van jou mond af wegwyk nie. Want die woord van die Here is 'n sustainability vir 'n kind van die Here wat gegrond wil wees se lewe. Die tweede ding is gebed. Ons water hierdie wortels met gebed. Want hy sê die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Ons sal nie staande bly sonder gebed. En die derde ding, daar's nog ander dinge, die derde ding, hoe jy hierdie wortels kan water en sustain, is deur samekomste, soos hierdie. Nie hierdie samekomste ligtelik opvat nie. Iemand het een keer gesê, ek vat net wat myne is. Ek vat alles, want môre kry ek iemand in die pad, wat 'n bemoediging nodig het, 'n ding wat ek nie deurgegaan het nie. Maar dan het ek om vandag hier gehoor, nou vat ek sommer daai ene. Dan sê ek, hier sê my broer, maar hoe kan nie myne nie, maar ek het hom gevat. Diepte praat van standvastigheid. Diepte praat van standvastigheid. Dis hoekom hier
jy moet my nou nie Katty Diaken, dis hoekom hier in Saldanhabaai so baie rondloperhonde is. Hy is by enige hek, hy is by enige geraas, hy is by enige bord wat uitgekrap word, want hy het nie standvastigheid nie. Enige iets intimideer hom, want hy het nie standvastigheid nie. Skry nou deesdae klomp mense, hulle is op posters, hulle is ministers en ek weet nie wat nie. Hy is minister die en hy is minister daai en hy is minister daar en hy is minister daar, maar hy het nie in sy kerkie, hy het nie in sy pastorie wat moet seppet oor sy lewe nie. En hulle verwag, ons moet onder die krag kom. Hy is oral, maar hy is nergens daar waar daar standvastigheid is. Hy het nie in sy kerkie. Ons is nou huidiglik besig om in aangesig van die Here op te soek, maar hulle lê nou in die bed, hulle is nou op WhatsApp met mekaar. Jong, waar is daar 'n openlig vanmiddag? Want hy het nie standvastigheid. Geen diepte, geen standvastigheid. Maar dit is net hulle. Ek sê dit is net hulle wat geanker is in die Here wat sal vrugte dra in 'n seisoen van droogte. Ek hou vir u voor Job 42 vers 5. En hier praat ons van 'n man wat constantly oor die goedheid van die Here praat in midde van die feit dat hy deur 'n diep ding gaan. En hy sê, glory to God, in Job 42 vers 5, nadat sy vriende vir hom klomp goed sê, en sy vrou op 'n stadium kom en vir hom te sê, Job, vervloek die Here en sterf liewer. Maar Job doen 'n bonatuurlike ding in Job 42 vers 5. Hy sê, ek het al die tyd maar net van hoor sê van die Here gehoor. Maar nou het ek hom, halleluja, nou het ek hom met my oog gesien. Nou as hy sê, hy het van hoor sê van die Here gehoor, dan beteken dit Job, glory to God, praat nou eintlik van Job 1, toe dit goed met hom gegaan het. Maar, glory to God, daar is 41 hoofstukke, waar dit net sleg met Job gegaan het. Daar was selfs op 'n stadium, glory to God, toe sy vriende by hom kom en vir hom vra, hoe is dit moontlik, dat hy by hierdie God bly, terwyl dit so met jou gaan? Die Bybel sê, toe antwoord Job, hy sê, maar ek weet my verlosser lewe. Want hy weet, hy is geanker in Jesus. Toe uiter hy hierdie woorde, hy sê, maar nou, onderwyl dit met my moeilik gegaan het, in my seisoen van droogte, kan ek nogtans sê, ek het die Here met my oë gesien. Wie van ek en u kan dit doen? In 'n seisoen waar dit die moeilikste is, in 'n seisoen waar all odds against ons is, moet ons nog steeds kan sê, want goedertierend is die Here. Sy trou is van geslag tot geslag. Sy ontferming is elke môre nuut. Dit kos in 'n seisoen van droogte om te sê, he's my keeper, he's my redeemer,
He's my source of strength. Halleluja. Exodus 14. Die skrif sê, en dit is nadat Moses die opdrag gekry het om die volk te gaan haal. En die Bybel sê, toe hulle gewaar dat die volk of die manskappe van Farao agter hulle aan is. Die Bybel sê, toe hulle voor die Skelfsee of voor die Rooi See kom, toe vra die volk van Israel, joh, Moses, wat het jy nou aan ons gedoen? Want die mense wat nou op pad is, gaan ons nou van kant maak. En die Bybel sê, Moses se enigste opdrag en die enigste versekering wat hy by God gekry het, is om vir Farao te sê, as Farao vra, wie het jou gestuur? Dan sê jy vir hom, ek is wat ek is. En die Bybel sê, toe hulle nou in die moeilikste tyd van hulle lewe is, toe staan hulle nou voor die Rooi See. En die Bybel sê, en Moses staan ook voor die Rooi See. En die volk aan die agterkant het vra, maar die Bybel sê, toe draai Moses na die volk toe. Toe sê hy vir hulle, soos julle die Egiptenare nou sien, sal jy hulle nooit weer sien nie. Maar julle moet net een ding doen. Julle moet stil bly en weet dat die Here sal vir julle stry. In 'n seisoen van baie moeilike tye het Moses die vermoë om vir 'n volk te sê wat se lewe in sy hande is. Terwyl die dood dreig, sê hy word stil en weet dat die Here God is. Weet dat hy God is. In 'n seisoen van droogte sal die regverdiges groei soos palmbome. Hulle sal nie net groei nie, maar hulle sal groei in die voorhoewe van die huis van die Here. Halleluja, dit is die gedagte wat ek vanmôre aan die kinders van die Here wil gee. Dit is net hulle wat geanker is, wat sal vrugte dra in 'n seisoen van droogte. Ek wil afsluit vanoggend met die volgende. Onderwyl Joshua saam met die Israeliete by die Jordaanstreek kom, sê die skrif het hulle die verbondsark by hulle gehad, wat die teenwoordigheid van God geverteenwoordig het. Hulle het dit by hulle gehad, maar hulle was nie seker wat om daarmee te maak nie. Die skrif sê, en toe die volk vir Joshua vra, hoe gaan ons deur die Jordaanstreek? Onderwyl die Amalekiete en die Heboniete ons wil doodmaak. Die Bybel sê, toe antwoord Joshua die volk, en hy sê, wat nou hier gaan gebeur, sal die teken wees, dat hier 'n lewende God in julle se midde is. Die teken van die victory sal wees, dat daar 'n God in julle se lewe is, wat julle sal toelaat om vrugte te dra in die droogste seisoene van ek en u se lewe. Ons het dit tot hier toe gemaak deur die hulp van die Here. Ons het dit tot hier toe gemaak deur die krag van die Here. Ons het dit deur hier toe gemaak deur die Here en deur die Here alleen.
Baie winde was gestuur om ons te vernietig, maar dit kon ons nie vernietig het nie as gevolg van die feit dat ons wortels diep gegrond was. The only thing for us today, this morning, is to come and to strengthen our roots. Not because we have overcome, but because we don't know what is ahead of us. Kom ons staan vanoggend. Psalm 125 vers 1. Die wat op die Here vertrou, sal wees soos die Sionsberg, wat nie wankel nie. Dit is vanoggend die woord van die Here. Die Here is vanoggend hier om ons te versterk. Die Here is vanoggend hier om ons te mandate te renew, sodat ons nie hoef verlore te gaan nie. Kom ons staan vanoggend en ons kom na vore en ons vertrou die Here vanmôre, dat die Here ons sal help om deur te breek tot die volgende ronde. Terwyl die worship team vir ons 'n lied sing, die manne van die Here is hier, hulle sit aan die agterkant en hulle kan vanoggend saam met ons bid. As daar vanoggend iemand is wat sy hart vir die Here wil gee, daar is 'n geleentheid vir jou ook om vanmôre na vore te kom. Kom ons sing op aanbiddingslied en dan gee ons vir so 'n persoon of persone vanoggend die geleentheid om vanmôre na die Here toe te kom, om hulle wortels vanmôre sterker te maak in Christus Jesus. Thank you, Holy Spirit. Open my eyes, Lord. Jesus. I want to see Jesus. Dan stap u met boldness vanoggend na vore. To reach out and touch. Yes, hallelujah. The chin. Kom ons sluit ons oë And vanoggend. say that Ons kyk nie angstig rond nie. I love Him. Wie sal vanmôre die eerste persoon wees? Open my ears, Jesus, hallelujah. Lord, Hallelujah. and help me to listen. Dankie Here dat ons vanoggend gehoor het. Open my Net hulle wat geanker is in U, eyes, Lord. sal vrug dra in die droogste seisoen van hulle I lewens. want to see Jesus. See Jesus. Open my eyes. Daar is plek by die altaar vanoggend. Open my eyes, Lord. Come and renew your roots this morning. I want to Hallelujah. see Jesus. Come and strengthen yourself in Christ this morning. To reach out and touch Him He's here with His mighty power this morning. and say that I To say that I love you. love you. Come on, young people, this is your moment, this is your season. Hallelujah. Open my Thank you, Jesus. ears, Lord, Hallelujah. and help me to listen. Jesus is here this morning. He's standing open arms to receive you. As daar iemand wat vanmôre na die Here toe wil kom, dit is jou oomblik vanoggend. Eyes, Lord. En verklaar die altaar van die Here is oop vanmôre. Kom en vertrou die Here met jou lewe vanoggend.
the author and the finisher of my I faith. want to see Jesus. Hallelujah, my God. To reach out and touch Him Mighty God, hallelujah. and say that I love Him. Open my ears, Open my Lord. eyes, Lord, hallelujah. Open my My ears, Jesus. Lord, I want to see. and help me to My Jesus. listen. I Open my eyes, Lord. Jesus, we magnify. I want to see Jesus. Hallelujah. Terwyl ons jong mense ook almal na vore kom vanoggend, gee ek vanoggend aan ons First Lady die geleentheid om 'n gebed te doen vir die wat hier voor is. En dan ook 'n gebed te doen, glory to God, oor ons jong mense. As daar van die manne van die Here is, okay, as daar van die manne van die Here is wat net agter wil stelling inneem,